As ek nou begin, dan sê ek goeiemôre, en as ek hoor so 'n paar sekondes, dan sê ek goeiemiddag. Ons is so in die middel van oggend en middag. En dan dink ek, is daar baie van ons wat hier sit, wat ons lewens is gegooi tussen oggend en middag. Maar ons is hier vandag met die, ek dink almal wat hier is vandag, is hier omdat julle die voorreg gehad het om Rian te ken. So ons gaan begin deur saam te bid. Ons diens gaan so bietjie anders omloop vandag. En maar ons gaan met hoe ons glo en voel die Here sê ons moet beweeg. So kom ons sit net so, dan bid ons saam. Vader, ons kom na U toe vandag in die naam van die Seun Jesus Christus. En verseker kom ons vandag in die krag van die Heilige Gees. En ons kom om eerstens vir U dankie te sê dat U hier is vandag. Dat U teenwoordigheid hier is en dat U hier is om in ons lewens inspraak te hê en ook saam met ons te kan hierdie laaste eerbetoning te kan bied wat ons so saam is as familie, as vriende, en dat ons saam vandag kan kom en weet dat wanneer alles lyk of daar nie 'n doel is daarmee nie, dan het U 'n groot doel. En ons berus daarby vandag. Kom vandag en weer eens kom, hou elkeen vas. Kom vandag en kom vul ons harte met vrede. As ons almal wat Rian geken het, aan Rian dink, dan het ons altyd vrede gesien, vredemaker, vrede was eintlik iets wat oor sy lewe gehang het. En ek dink vandag wil hy graag hê dat ons in vrede, U vrede, hier kan sit en deel wees van hierdie tyd saam. So ons sê dankie. Ons nooi U nie in nie, ons sê dankie dat U alreeds hier is, om te doen wat U wil doen in hierdie tyd, in Jesus naam. Amen. Ek wil begin om te sê, Corneille en jou kinders, daar is hulle daarbo, oom Linde, Tannie Magda. Ek dink nie, ek het soveel sterkte beleef in so 'n moeilike tyd. En OFM het my genader om net so klip vir hulle te stuur oor die familie. En dit wat ek daar gesê het, wil ek net herhaal hier, is dat Dawid, toe hy in die moeilikste posisie was in sy lewe, sê die Bybel, en Dawid het hom versterk in die Here. En dis wat ek beleef in julle lewens in hierdie tyd, dat julle versterk het in die Here. En dankie vir die voorbeeld, wat ons ook kan vasgryp en vashou in ons eie lewens, wanneer ons deur moeilike tye gaan. Veral die familie, res van die familie, die vriende, dankie dat julle hier is, dankie dat julle deel is van hierdie tyd, en ek weet julle is nie hier omdat ons 'n klomp nuuskierige mense hier het nie. Julle is hier omdat julle pad met Rian gestap het iewers. En julle is ook hier om die naastes te ondersteun in hierdie tyd.
So baie dankie daarvoor. Ons gaan die diens 'n bietjie nie omver gooi nie, onderste bo draai, net agterste voor draai dalk. En ek het gevra dat Dawie die bedankings kom doen aan die begin. En dan kan ons by die woord, die aanbidding en die woord en die res kom. So Dawie van der Berg, waar is Dawie? O, daar kom hy. Dankie. Ek wil eerstens om 'n skoon vraag vir die trane en Moses. Dit bly goed. As mens na vriende, die woord vriend, kan van vandag in jezelf kyk onder. Dit is wat vriende is, dit is wat vriende vir Miriam so belangrijk was. Dit is waaroor ons vandag hier is. Vriende, koester jou vriendskap, steek 17 vers. 'n vriend het altyd lief. 'n broer word gebore vir tyd van nood. Spreuke 27 vers 17 sê, yster snyp yster, vriende volg mekaar. Vriendskap is een van daardie dinge wat 'n mens se lewe net soveel lekkerder maak. Dis die mense wat jou laat lag tot jou maag seer is, wat jy verstaan sonder dat jy eers woorde hoef te gebruik, en wat daar is, of jy nou bo op die wêreld staan of nie. Die waarde van 'n goeie vriend kan nie in geld gemeet word nie. Dis soos 'n lekker warm kombers op 'n koue dag, of 'n koppie koffie saam met iemand wat net verstaan. Vriendskap verg werk. Klein goedjies maak 'n groot verskil. Dis nie oor groot gebare nie, maar oor konsekwentheid. Vier die goeie tye en wees daar in die moeilike oomblikke. Onthou om dankbaar te wees vir die mense wat jou lewe verryk. Hulle is 'n geskenk. Vriendskap is regtig die spesery van die lewe. So, maak seker jy waardeer en koester dit elke kans wat jy kry. Kornetjie, Evenetjie, Magdalene, Linde, de Merta, wat 'n week, wat 'n dag. Soveel vrae, so min antwoorde. As ons vandag hier opgedaag het met kommer, met vrees, met wanhoop, dan sê Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Vandag gaan en sal God deur die Heilige Gees jou raak. As jy onseker was vandag, vanmôre toe jy opgestaan het en iemand gekom het, waar word ek jou? Jy gaan gevul word met sy krag. Ek en jy gaan geestelik ryker en sterker vandag hier weg. Rian Heine, ons het hom altyd geken, ons vriend,
ons beste vriend. Jou plek is leeg. Ons harte seer. Tyd het jy altyd gehad. Die wat om en naby jou was altyd eerste. Jou sterk hande het alles reg gemaak. Jou stroper, jou trots, jou planne, jou lewe, ons vriend. Die familie het versoek dat die bedankingsas geheel moet geskied met uitsonderings. As ek iemand gemis het op die lys, vraag om verskoning, weet wie hy is. Gemeenskaplede wat gehelp het met die soektog, sy spesiale vriend. Jy weet, ons weet, en naaste vriende wat soos broers, Kornetjie ondersteuning gedra het. Al die manne wat oom Linde in die boerdery bystaan, al die plaaswerkers vir hulp, dankie aan al die dames vir die versorging tydens die soektog, dankie vir elke blommetjie, boodskap en eding vir Kornei, kinders en familie. Die SAPS wat die situasie so professioneel en sagtens hanteer het. Spesiale dank aan die duikers, hulle harde werk, vroegoggend, 6:30 in koue water, die hele dag. Baie dag. Kwetsings wat so deeglik en met deernis die dag help, beplan het. Ek moet er naam doen, dankie Karla. Dankie aan al die dames met die dekor en mooi maak. Dis pragtig. Dis perfek. Vlei sentraal vir die geriewe om die diens hier te kan hou. En ek dink Heine sou dit hier wil hou as hy kon kies. Wat 'n plek, wat 'n spesiale plek om 'n gemeenskap by mekaar te bring. Nie uit nuuskierigheid uit, maar uit liefde. Uit liefde en omgee. Remlandse personeel spesifiek aan die Protea. Michael en Madeleine, julle staatmakerspan, julle is 'n staatmakerspan en die presies weet hoe om almal te ondersteun. Michael, ons weet die boodskap van vrede, hoop en rusting bring vir elkeen van ons. Baie sterkte. Rian se broer, Rian se suster, Kornei se ouers, vir julle ondersteuning, julle is vir ons. Alle boereverenigings, die reaksiespan, die voorbereiding van die graf. Ek wil afsluit, ek is nie 'n dominee, maar dit het ek al een keer in die kerk ook al gesê. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Baie dankie. En dan natuurlijk al die goed wat Dawie in de bedankingswoord gedoen het. Dankie, Frankfurt gemeenskap. Dankie dat Rian kon deel wees, want as ons nie hier vir Rian was vandag nie, het hy voorgestaan in elk geval vir iemand anders. So dankie vir elkeen. Ons gaan 'n liedjie sing, ek gaan vra dat julle staan. Julle gaan almal gaan dalk nie die liedjie ken van die begin af nie. Julle kan gemaklik wees. Julle kan, as julle voel julle wil sit, as julle welkom om te bly sit ook. Maar
Daar's gedeelte van die liedjie wat julle verseker sal ken. It is well with my soul. So die wat gemaklik is om te staan, kom ons staan en ons gaan hierdie liedjie staan saam. Seas that are shaken and stirred can be calm and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can't see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. And
Kom uit Lukas 16 uit. En dis die gedeelte waar Jesus die gelykenis vertel van die ryk man en Lazarus. En ek wil nie hê enigiemand moet vandag eers dink ek plaas Rian by die ryk man of by die bedelaar. As jy vir Rian sou gevra het of hy ryk is, sou hy verseker vir jou gesê nee. As jy van gevra het of hy die bedelaar is, dan sou hy ook verseker vir jou gesê nee. So hierdie gaan nie oor die ryk man en die bedelaar nie, het gaan oor die volgende gedeelte. Ons ken die gelykenis waar Lazarus sterf en dan sterf die ryk man. En dan wanneer die ryk man daar kom, dan kyk hy en hy sien vir Lazarus wat lê aan by die boesem van Abraham. En hy vra Abraham, sal jy nie net vir Lazarus stuur om net sy vinger in water te druk en net op my tong te kom plaas. Dit is verskriklik waar ek nou is. En Abraham sê, dit kan nie, daar is so groot leemte tussen ons, as 'n groot kloof of 'n groot, wat se in Engels sê, chasm, maar tussen ons. En dan sê hy die volgende. En hy, die ryk man, sê, ek bid u dan, Vader, hy praat met Abraham, om hom, Lazarus, na my vader se huis te stuur. Want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyne gaan kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete. Laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Ek dink nie dat dalk enige iemand wat hier sit wat twyfel waar hy aan nou is nie. Maar nie eers, sê die Bybel, Jesus praat en hy sê, nie eers as Rian en die dode sal opstaan. En jy het nie die waarheid by jou nie eers dan sal iemand luister. Hy sê, want hulle het Moses en die profete. Moses staan vir die woord van die Here, die woord van God. En die profete staan vir die wat die woord verkondig. En vandag staan ek moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek staan as 'n profeet vandag om die woord vir jou te bring. Want 'n profeet, profesie beteken net om iets wat jy van die Here af gehoor het, te spreek. En dis wat ek vandag graag wil doen. Meeste mense verwag nie die dood nie. Het jy geweet, heiliglik, en nie, het sal verander nie, dat die sterfste syfer in Suid-Afrika 100% is. En so ook vir die hele wêreld. Die dood is absolute. Die dood gaan ons almal by uitkom. En as ek dit sê, dan sê ek nie vir die familie maar ek wil vandag vir julle sê, Rian het die voorreg om voor ons daar te wees. Jakobus 4 vers 14 sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie,
Want hoe dadig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp, wat vir 'n kort tydjie verskyn, en daarna verdwyn. Jy het nie een wat van ons hier glo, het vanoggend opgestaan en gedink, miskien is dit my laaste dag op hierdie aarde. Ek is baie seker, Rian het nie. Inteendeel, hy het die oggend nog sy gewone werk en besigheid gedoen. Hy was dorp toe om sy veiligheidskameras by Agrifees te gaan uitsorteer. Hy was Heilbron toe om parte of iets op te laai. Hy was besig om sy strope uitmekaar te haal. Hy was later besig met tegnikuste om die plase en Worde te probeer regkry. Hy het verseker nie aan die dood gedink nie. Toe hy instaan in die stryd, het hy nie aan die dood gedink nie. Ek is seker dat al waaraan hy gedink het, is my familie, my kinders, wat ek hier moet uitkry. Die dood, as ek so seker as ek hier staan, was nie deel van sy gedagtes op daardie oomblik. En toe hy spring, was hy held. En hy is 'n held. As jy die dode kon opstaan, as hy die dode kon opstaan, en hierdie hele scenario kon oor hê en weer kon kies, sou hy weer ingespring het en sy kind se lewe gered het. Hy het en sou altyd bereid gewees het om sy lewe te gee vir sy geliefdes. Betwyfel ek glad nie. As ek Rian ken, sou hy bereid gewees het om sy lewe te gee vir sy vriende. En hy het homself al in situasies geplaas van gevaar vir sy vriende, want hy sou dit gedoen het. Want dis wie hy is. En ek wil eintlik net byvoeg. As ek Rian ken, dan sou hy sy lewe bereid wees om sy lewe te gee vir 'n vreemdeling. Jy sien, Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Die liefde in sy hart was so geweldig groot, en ek het op my notas geskryf, hy het opgetree soos Jesus. Jesus wat sy lewe gegee het vir jou en vir my, dat ons, as ons kies, ons gered kan wees. My vraag vandag vir jou is jy gereed om te sterf? Die dood is nie deel van ons lewens, ons dink nie, is nie deel van ons gedagtes, enige gewone tyd, behalwe as ons gekonfronteer word met die dood soos nou nie. Maar as ek vir jou moet vra, is jy gereed vir die dood? Rian was natuurlijk gereed daarvoor. Nie omdat hy 'n goeie mens was nie. Hy was 'n goeie mens. Nie omdat hy goeie goed gedoen het nie. Hy het baie goeie goed gedoen. Nie omdat almal wat hier sit en almal wat doen gehad het met hom, as jy enigiemand hier vra, kan jy iets sleg sê van Rian? Dan is daar seker niemand wat kan. Ek dink dis 'n paar wat probeer uitdink het. Is daar nie iets wat ek net kan sê? Maar dit maak nie dat hy gereed was vir die dood nie. Wat maak dat hy gereed was vir die dood, was die feit dat daar 'n oomblik in sy lewe was wat hy Jesus gekies het. Wat hy gekies het om Jesus te volg. En dalk was hy nie die mees uitgesproke Christen nie. Dalk was hy nie die een wat almal geëvangeliseer het en met die Bybel geslaan oral waar hy gekom het nie. Maar hy het 'n keuse gemaak in sy lewe en Jesus gekies.
Jy sien almal gaan sterf. Dink jy nie, as jy weet dis 'n absolute, dat jy gaan sterf, dink jy nie, dat dit baie dwaas sou wees, om heeltemal onvoorbereid te wees, vir iets, wat jy 100% seker is, gaan gebeur. Jy is nie gereed om jy kerk te gaan nie. Maak nie saak wat die kerk nie. Jy is nie gereed om jy jou Bybel lees nie. Jy is nie gereed om jy bid nie. Jy is nie gereed om jy dink jy uitverkies is nie. En voordat iemand my wil kruisig, wil ek net sê, ek glo ook nie uitverkiesing. Maar die uitverkiesing beteken, ek is uitverkies, omdat ek gereed is, as Jesus my kom haal. Jy sien, nie Kainos, nie die AGS, nie die NG, nie die Gereformeerde Kerk, nie die Baptiste, of enige kerk kan jou red nie. Kainos het nie vir jou gesterf nie. Die kerk waar jy deel is van, het nie vir jou gesterf nie. Jesus het. Die kerk het nie vir jou die prys betaal nie. Jesus het. En is net Jesus, en Rian het dit geweet, en ek weet dit vandag, en dan seker baie van die wat hier sit, wat dit vandag wees, maar is net Jesus, wat ons kan gereed maak, dat wanneer ons kom haal, of ons kom haal, op wat 'n manier, of ons kom haal die dood, Jesus, as ons nie Jesus ken nie, dan is ons nie gereed nie. En hoe dom sal dit wees? As jy weet iets is 100% verseker in jou lewe, jy weet net nie wanneer, maar tog is jy onvoorbereid. As die Here jou die kans wil gee, om voorbereid te wees. Om gereed te wees, beteken, dat ek gereed is. Dis wat dit beteken. En ek vraag vandag jou die vraag, en ek is nie hier om 'n boodskap te bring, wat populêr is nie, en ek is nie hier vandag om 'n boodskap te bring, wat my in 'n goeie lig plaas nie. Ek is hier om 'n boodskap te bring, want ek wil verseker voor die Here eendag kan sê, Here, ek het 'n geleentheid gehad om vir mense te sê, U is die enigste weg. U is die enigste pad wat ons het om gereed te wees wanneer ons kom haal. Wat is die dood? Die woord dood in die beteken 'n skeiding. 'n Skeiding. Dit is 'n skeiding van 'n persoon se lewe van sy liggaam. Wanneer dood kom, dan skei die lewe af. En dis hoekom dit so wonderlik is, wanneer ons met Rian praat, dat ons praat nie oor, ons praat oor, hy is dood, maar eintlik, en ons het daar by die graf, daar gesels, eintlik weet ons, hy het net 'n ander voertuig gekry. Eintlik weet ons, hy het net 'n ander woning gekry. Die Bybel praat van 3 verskillende tipes dood. Die fisiese dood, dis wanneer die liggaam nie meer die lewe besit, wat God gegee het, en dit is waar ons vandag staan, en sit, in hierdie tyd wat ons dink aan die dood. In die fisiese, die hart hou op bloedpomp, en die brein kry nie suurstof nie, en Hebreërs 9:27 sê, en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Dit maak nie saak vandag wie jy is nie. Dit maak nie saak vandag hoe fiks jy is nie. Dit maak nie saak vandag hoe geestelik of heilig jy is nie. Dit maak nie saak vandag, niks maak saak nie, jy kan nie die dood vryspring nie. Is jy gereed? Maar dan is 'n tweede dood,
Die tweede dood is die geestelike dood. Die geestelike dood is wanneer 'n persoon deur sonde en rebellie geskei is van God. So 'n persoon is fisies lewendig, maar geestelik is daar geen konneksie tussen hom en die God wat hom gemaak het. In die geestelike mense wil nie Jesus kies nie, en hulle lewe oorgee aan hom nie, dan is jy geestelik dood. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Ek preek die preek vandag, want toe ek die skrif kry oor Lazarus en die ryke man, toe ervaar ek dat Rian, en dis net gedagte, nee, dis nou nie iets wat ek iewers beleef het op 'n snaakse manier nie. Maar ek ervaar so dat Rian sê, Michael, asseblief, ek kan nie uit die dode gaan om vir almal te sê nie. Maar Michael, asseblief, sal jy nie die profeet wees wat Moses gebruik, die woord van God gebruik, om vir die mense vandag te sê, julle kan nie by die Here uitkom, of julle kan nie uiteindelik by die Here uitkom na die fisiese dood nie. As julle geestelik dood is nie, julle moet kies. En dan is daar 'n derde dood, en dit noem ons ewige dood, en ek lees net vir julle skrif. Die ewige dood is wanneer die eerste twee, die fisiese dood en die geestelike dood by mekaar kom. In ander woorde, wanneer iemand wat geestelik dood is, fisies sterf, dan kom ons by die ewige dood, en die ewige dood is die finale dood, is die poel van vuur, sê die Bybel. Ek lees vir julle Openbaring 20, vers 14 en 15. God se woord, wat ek vandag vir jou vertel. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die dood, as jy geestelik dood is, en die fisiese dood ontmoet jou, dan is daar 'n ewige dood. En daarom gee julle net die slegte nuus nie. Daar is dan 'n goeie nuus. Die goeie nuus is, dat elkeen van ons kan kies. Elkeen van ons kan kies. Daar is iets van die uitverkiesing wat ons op hierdie aarde seker nooit sal kan verstaan. En ek sal sukkel om te kan verduidelik, maar die uitverkiesing is nie omdat daar 'n paar rituele gebeur het in jou lewe nie. En of jy in 'n kerk is waar babas gedoop is, die doop kan jou nie red nie. En as jy in 'n kerk is waar jy gedoop word as 'n volwassene, kan die doop jou nie red nie. Jy moet kies. En ek sê weer, iemand wat uitverkore is iemand wat gekies het. Het maak nie sin as ons probeer sê, maar as ek kies, dan bepaal ek dit ensovoorts, en as ek uitverkies is, dan het ek nie 'n sê nie. Al twee is in die Bybel. Die Bybel praat van God se uitverkiese, uitverkore volk, uitverkore mense. En in dieselfde tyd praat die Bybel van, jy moet kies. So hoe kan ek gered wees vir die dood? Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar as 'n keuse, Deuteronomium 30 vers 19. En hierdie skrif gebruik ek baie in my eie lewe, en ek leer dit van my kinders seker daagliks. Die Here praat en hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die Here sê vir jou vandag, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood aan die een kant, of die lewe en die dood, ekskuus, die seën en die vloek,
het ek jou voorgehou. En dan sê die Here die volgende woorde, hy sê nie kies tussen die twee nie. Die volgende woorde wat hy sê is, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ons verstaan 'n bietjie wetenskap om te weet dat ons kan nie duisternis meet nie. Ons kan net lig meet. Ons kan nie duisternis meet nie. So as dit donker word, dan meet ons hoe min lig is daar. Want duisternis kan jy nie meet nie, daar is nie 'n maatstaf vir duisternis nie. En as daar duisternis is, en jy kan van enige plek kom, en jy mag bring 'n lig in, dan verdwyn die duisternis. Maar duisternis kan jy nie kies nie. Jy kan net kies of jy lig het, of hoeveel lig jy het, en hoeveel lig jy inbring. En dis dieselfde in die lewe en dood. Jy kan nie kies, hoe dood is iemand nie. As jy dood is jy dood. Jy kan net kies, hoeveel lewe is daar. En die Here kom en hy sê, ek stel vir julle voor, die lewe en die dood. En dan sê hy vir ons, kies die lewe, want as jy nie die lewe kies nie, dan kry jy die dood. Die dood is as gevolg van nie lewe kies nie. Ek weet, dis 'n ernstige boodskap vir so 'n begrafenis, en ek weet dit, van julle wou gehad het, ek moet baie meer oor Jan gesels. Julle het almal tussen mekaar al alles gesê oor Jan wat julle wou gesê. Julle het al alles gehoor. Maar ek vertel julle vandag van Jesus. Jy sien, niemand anders kan 'n keuse vir jou neem. Nie jou ouers nie, nie jou man of jou vrou nie, dis jou keuse. Dis nie 'n keuse om beter te lewe nie. Dis nie 'n keuse om meer kerk toe te gaan nie. Dis nie 'n keuse om meer godsdienstig te raak nie. Dis 'n keuse vir lewe. En ek bring die boodskap vandag, want in my hart voel ek, Rian roep uit en sê, Michael, asseblief, sê vir elkeen, sê vir al my vriende, sê vir almal wat hier is wat my geken het, sê vir almal wat belangrik is vir my lewe en vir wie ek belangrik was in hulle lewe, sê net weer vir hulle asseblief dat hulle moet kies, want hulle kan nie gaan na die plek aan die ander kant nie. Kies. Dis 'n keuse vir lewe. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, dat is net 'n manier. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy sê nie jou godsdienst. Hy sê nie jou kerk nie. Hy sê nie dit wat jou gelukkig maak nie. Hy sê daar is geen ander manier nie. Ek is die waarheid, die weg en die waarheid en die lewe. Johannes 11 vers 25 en 26 sê Jesus vir Maria, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, en daardie glo is nie, ja ek weet God is daar, dis nie daai glo nie, ek weet God bestaan, dis nie daai glo nie. Daar hierdie glo waarvan Jesus praat is ek plaas my volle vertroue in die een in wie ek glo. En hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, hulle lewe oorgee, my vertrou totaal en al in my eie woorde, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dis ook ons sekerheid van Rian vandag. Jy sien, is nie deur ons werke nie, is nie deur wat ons doen nie, is nie deur ons godsdienstige rituele nie. Elke godsdienst op hierdie aarde het rituele. En ongelukkig
het die Christene geleer by al die ander godsdienste, in plaas om terug te kom na God se woord, want God se woord het nie rituele nie, God se woord het 'n verhouding met die lewende God. Dit is totaal anders. Verhouding met Jesus Christus, totaal anders. Ek hoef nie, in Engels is daar 'n woord, ek hoef nie te perform om die Here se guns te wen nie. Ek moet hom net kies, my vertroue in hom plaas en hom volg en saam met hom die pad stap en kies om te sê, ek stap saam met die Here. Ek is amper klaar. Wil hierdie net sê 1 Korintiërs 15 vers 55 vers 57. Praat oor die dood en hy sê, Paulus skryf en hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? En dan antwoord hy en hy sê, die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Paulus skryf, ek quoteer Paulus dan. Maar God sê dan dat wat ons die oorwinning gee, deur wie? Nie deur die wet nie deur ons werke nie deur wat ons doen nie. Hy sê, maar God sê dan dat wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Dis net Jesus Christus. As jy nie verhouding vandag het met deur Jesus Christus, dan is jy nie gereed as die dood kom nie. Maak nie saak wie preek, wie voorstaan, wie jou in die hemel inpreek van hier af of van 'n kerk af om te sê jy is nou in die hemel. As jy nie 'n lewende verhouding met Jesus het nie, is jy nie gereed nie. Jy sien, dit is baie interessant. Die angel van die dood is die sonde. Verlede moet net vir 'n oomblik logies saam met my ding oor hierdie skrif. As die angel van die dood die sonde is, kon Jesus nooit sterf nie. So Jesus kon nie op die kruis sterf nie, want hy het nie sonde. Die Bybel sê, hy was sondeloos, hy het nie sonde gehad nie. Jesus kon nie sterf op die kruis nie. En weet julle wat, ons kan nie leef. Ons kan nie leef nie. Want die angel van die dood is die sonde, en ons het sonde, so ons kan nie leef nie, ons moet sterf. Maar weet jy wat Jesus gedoen? Jesus het ons sondes op hom geneem, sodat hy sonde kon word, sodat hy kon sterf, en in ruil daarvoor gee hy vir ons sy geregtigheid. Hoe weet ek dit? 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy Jesus, of hy God het hom Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Jesus het sonde geword, sodat hy in my plek en jou plek kon sterf. Want onthou dit, ons sterf allemaal op aarde, maar ons nie sterf nie. Ons verruil net ons plek, ons verruil net ons voertuig, ons verruil net ons woning. Maar as ons by die tweede dood kom, wat die Bybel sê die tweede dood, wat ek nou gesê die derde dood, maar ek probeer net in die verduideliking gee, dan kom ons by 'n plek waar ons vir ewig dood sal wees. Maar Jesus kom, en hy neem die sonde op hom, sodat hy sonde kon word, sodat hy kon sterf. En in ruil daarvoor sê die Bybel, gee hy ons die geregtigheid van God in hom. Geregtigheid van God beteken, ek is vrygespreek. My sonde wat ek gedoen het nie meer hou vas op my lewe nie. My sonde wat ek gedoen het, kan die duiwel my nie meer aankla oor nie. Want Jesus het Michael geword. Jesus het elkeen van julle geword. Die elke sonde wat jy gedoen het. Jesus het 'n verkragter geword. Jesus het 'n kindermolesteerder geword. Jesus het 'n moordenaar geword. Hy het sonde geword. Al daardie goed, hierdie man, hierdie godheid
wat nooit sonde gedoen het nie, het hy geword vir jou, hy het dit beleef, daardie sondige belewenis het hy beleef, en hy het uitgeroep op die kruis, Vader, Vader, hoekom het U my verlaat? Want God kan nie kyk op sonde nie, en op daai oomblik op God die Vader nie op hom Jesus ondersteun nie, want hy het sonde geword, en hy het vir my en vir jou ergste sonde, wat jy gedoen het hy geword vir jou. Rian se ergste sonde, wat hy ooit gedoen het, en meeste van julle gedoen het, kon nie so erg gewees het nie, want hy het nie veel sonde gedoen nie, maar die ergste sonde wat hy gedoen het Jesus geword vir hom, en in ruil daarvoor het Jesus vir hom gegee, sy geregtigheid. Jy is vrygespreek. Jy hoef nie die gevolge van jou sonde mee te dra nie, omdat jy gekies het. Psalm 103 vers 12. So ver as die ooste, verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Ek het ooit gedink oor hierdie skrif. Hoekom het die Here nie gesê so ver as wat die noorde van die suide is nie? Van die noordpool tot die suidpool, en ek het net gaan kyk om seker te maak vanoggend, is 20.015 kilometer weg. As hy jou sonde verwyder het van jou, so ver as wat die noorde van die suide is, dan het hy jou sonde 20.015 kilometer van jou verwyder. Maar weet julle wat? Hy sê, verwyder julle sonde, julle ongeregtighede, alles wat julle gedoen het, wat julle nie op trots is nie, alles wat julle gedoen het, wat nie tot eer van my naam is nie. As julle my kies, dan verwyder ek het van julle, so ver as wat die ooste van die weste is. Want as jy in die ooste kom, is daar nog 'n ooste van jou. As jy in die weste kom, is daar nog 'n weste van jou. Oos en wes kan nooit by mekaar uitkom nie. En hy sê, verwyder jou sonde so ver. Maar die Here kom en hy sê, is jy gereed? As jy nie weet of jy gereed is nie, as jy vandag dink, as ek in Rian se skoene was, en ek het ingespring, en die water het my gevat, dan weet ek nie, waar ek myself vandag sou bevind. As jy nie seker is nie, as jy nie seker is nie, dan wil ek vir jou sê, jy is nie gereed nie. Die enigste manier om gereed te wees, is om te kies, en dan jou keuse uit te leef. Dit help nie jy kies nie, jy leef nie jou keuse uit nie. Jy moet te kies en jou keuse uit te leef. Rian is 'n eister. Rian is 'n voorbeeld. Alles wat Rian gedoen het, vir jou, vir ander, is gedagtes wat jy saam met jou sal dra, seker vir baie jare, dalk vir altyd. Maar Rian het nie vir jou gesterf nie. Jesus het. Hy was net 'n voorbeeld. En 'n baie goeie voorbeeld, dink ek, van hoe sou Jesus wees vandag. Ons gaan bid. Dit is nou nie eintlik, ons gaan bid. Maar voordat ons bid, wil ek net weer sê, in my hart voel ek, dis nie wat ek beleef het nie, dis nie 'n droom wat ek gehad het nie, dis nie 'n visioen of iets snaaks of iets anders wat ek gehad het nie. In my hart glo ek dat hy ons sê, vertel hulle en gee hulle die geleentheid om te kies. En wat ek nou gaan doen, praat met manne. Joshua het gesê, julle kan aanvang, julle kan die afgode dien, julle kan die pad stap wat julle wil.
Julle kan maak wat julle wil. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek wil, jy weet dat jy by sulke plekke dan dink ek, dat mense net hulle hand so opsteek, dat niemand anders te sien nie. Dis nie wat ek wil doen vandag nie. Ek wil hê, as jy 'n man is vandag, wat na die roepstem van Jesus wil luister, en in my hart na die roepstem van Rian wil luister, en jy vandag wil sê, laat die ander maak wat hulle wil, maar ek en my huis, ons gaan kies, ons gaan die Here dien. Dan wil ek hê, en asseblief moet dit nie doen omdat iemand anders te doen nie, as iemand anders te doen. As niemand dit doen nie, ek is okay daarmee. Maar as jy vandag hier is, en jy sê, jy hoef nie van kerk te verander nie, jy hoef niks anders te doen nie, jy moet Jesus kies. Jy en jou huisgesin. En as jy dit so voel vandag en jy is 'n man alleen, dan staan jy namens jou man. As jy 'n man is met jou vrou, dan staan jy saam met jou man en jou vrou. As jou kinders saam met jou is, dan vat jy jou kinders en jy tel hulle op en jy sê, staan saam met my. Ek, jou pa, kies vandag dat ek en my huis sal die Here dien. So kom ons maak ons oë toe. Daar 'n man is vandag wat hier sit, wat gaan opstaan en bold wees. Engels is die woord bold, Afrikaans sê hulle vrymoedigheid. Bold is meer soos 'n leeu opstaan en sê, ek kies. As jy vandag hier is, man, ek gee nie om wie jy is nie en wat jy is nie, ek gee nie om wat ander mense van jou dink nie, en jy behoort ook nie vandag te kies, om te gee wat ander mense dink nie. Maar as jy vandag sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, dan wil ek hê jy moet opstaan, met jou gesin, as jou gesin by jou is. Asseblief moet dit nie doen, omdat almal dit doen nie, of ander dit doen nie. Dis 'n keuse wat jy vandag maak. En hierdie keuse sal die Here jou herinner aan. As daar 'n ma vandag hier is en jou man is nie by jou nie, en jy staan in sy plek vandag, dan kan jy staan. En as jy alleen loper is, en jy wil staan, dan kan jy staan. Ek maak my oë toe, want ek wil nie sien wie staan nie, maar het maak nie vir my saak, vandag maak het saak, vir God, dit maak saak vir Jesus Christus, wie vandag kies om te staan. En Vader, kom na U toe. U liefde is vir ons so geweldig, dat U U seun gestuur het, om soos Rian sy lewe te gee, sodat iemand anders gered sal word, het U U lewe gegee, sodat ons gered kan word. En vandag kom ons en ons sê, Here, U ken elkeen van ons, elke persoon wat vandag hier staan, ken U. U weet wat in hulle lewens ingaan. Elke man wat vandag hier staan, elke vriend wat so 'n noue vriendskap met Rian gehad het, en die wat 'n bietjie baie vriendskap met hom gehad het, elkeen vandag wat hier staan, U ken hulle, ek ken hulle nie. Maar ek bid vandag, dat U die bonatuurlike werk sal doen, en die hart van klip sal uithaal, en 'n hart van vlees sal insit, soos wat die woord sê. Ek kom bid vandag, dat U elkeen wat nou sê, Here, vergewe my vir elke sonde wat ek in my lewe gedoen het,
En hy sê, as ons dit bid, in 1 Johannes 1 vers 9 sê, as julle julle sondes bely, is ek getrou en regverdig om al julle sondes te vergewe, dan bid ek nou Here dat U al hulle sondes sal vergewe. Hulle sal skoonmaak, hulle sondes, hulle ongeregtighede sal verwyder, so ver as wat die ooste van die weste is. En ek bid vandag, dat U herlewing in hulle lewens sal bring. Heilige Gees, die woord sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. En ek kom bid dat die Gees, die Heilige Gees, in elke hart sal kom werk. Ons bid van U, ons vertrou U daarvoor, en dat U 'n bonatuurlike werk sal doen in die harte van ons manne eerstens, en dan ons vrouens, en dan ons kinders. En dat ons vandag hier sal beleef wonderwerke, huwelike wat besig is om te stoei en te sukkel. Kom bid ek nou, Here, dat U herstel sal kom bring, nie omdat mense iets reg doen nie, maar omdat mense vandag kies, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek kom bid dat U huisgesinne sal omkeer. Dat kinders môre aan hulle skool toe gaan en terugkom. Na pappa sal kyk. Of as pappa in die huis instap, na pappa sal kyk en sê, ek is opnuut so verlief op my eie pa. Want iets het in sy lewe gebeur. Ek kom bid dat vrouens, as hulle na hulle mans kyk, sal sê, ek is van vooraf verlief op my man, want ek sien nou Jesus in hom. En dan bid ek vir die wat alleen is, vir Corneille en haar kinders wat agterbly. Die woord sê, U sal haar man wees. Die woord sê, U sal vir haar sorg. Dan bid ek, Here, dat hulle so sal beleef. Die papa en die man wat ek gehad het, hulle weet het. Maar dat hulle weer opnuut sal beleef. Dankie dat U hom vir ons gee, wat U gekies het. Hy het U gekies, en U het hom gekies om ons in ons huis te wees. Mag daar 'n verandering kom in mense se lewens betrek, in gesinne, herstel bonatuurlike dinge, en mag mense die herlewing in hulle harte en in hulle lewens beleef van Jesus Christus. Dit vra ek van U in die naam en die krag van die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Net voor ons afsluit, het elkeen so 'n kaartjie gekry, ek wil net lees. Soos ons al die kosbare herinneringe van jou in ons harte koester. Jou vrou se Mr. H, of H seker, né? H. Ja, H. Jou vrou se Mr. H. Jou meisiekinders se held. Jou ouers en skoonouers se getroue seun. Jou boetie en sussie se sagte hart boetie. Jou vriende se koppelaar, neefie, Jarmuis. En vir almal wat jou geken het, met jou hoed in jou hand, as jy iemand gegroet het. Ons sal altyd geïnspireer bly deur jou diep spore. Jou lewenspad wat ons Vader vir jou bepaal het jy voluit voltooi. Mag Ariane se dood nie te vergeefs wees nie, en het is nie. Mag daardie besluit wat jy, man en vrou en kinders geneem het vandag, mag dit vrug wees. Die Bybel sê, as 'n saad nie in die grond val en sterf nie, kan geen vrug wees nie. Mag jou lewe vrug wees van dit
van Rian se lewe en omdat jy hom geken het. Ek gaan vra dat julle net so bly sit en ons eindig met 'n liedjie. Julle hoef nie te sing nie, die woorde sal opwees as ek reg is, as ek dit reg verstaan het. Net sit. As jy wil saam sing, is jy welkom, maar jy kan net sit en luister na hierdie woorde. Dis die seën wat oor ons uitgespreek word. En daarna as ons vandag, en as dit klaar gespeel het, sal hulle daar in die klankkamer net so oomblik gee. En dan sal hulle hom weer speel. Dan is dit tyd vir ons om dan onder die seën van die Here uit te stap en nie te verdaag. Die vrouens het reg gemaak onder en bo, so jy hoef nie op een plek almal by mekaar te wees om iets te kry. So graag jy mense moet saam kuier en net so saam bietjie ietsie geniet. Dat het onder en bo reg gemaak vir julle. So hulle baie moeite gedoen, so moenie dat hulle moeite verniet is nie. Wees deel daarvan. En so as julle nie onder reg kom nie, kan julle boontoe gaan. As julle nie boontoe reg kom nie, kom maar weer onder toe. Maar hulle het vir ons daar vir ons voorberei. Kom ons sit net so en ons beleef, nie geniet nie, beleef die seën van die Here. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en
your